As ek ons net ons oë. Vader, dankie dat ons nou kon gehoorship met Abba en dat ons hier kan dien in waarheid en in gees, Abba. Wat 'n voorreg is dit nie om te kan worship nie. Wat 'n voorreg is dit nie om hier in Suid-Afrika openlik U naam te kan uitroep. Yeshua, Vader Yahweh, Ruach HaKodesh. Abba, ek bid nou dat U sal spreek en mag ons soos Eli vir Samuel sê, praat as Vader weer spreek. Hier is ons, U diensknegt luister. Vader, ons U diensknegte luister nou en ons bid dat U sal kom praat met ons. Praat met ons, Vader, en mag hierdie woorde suiwer wees en mag ons luister. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Okay, so ons het nou begin met die nuwe gedeelte oor die tabernakel waar ons nou gaan begin praat met oor die wyl. Ek wil vandag begin met die wyl. Ons is nou al daar so, kan julle glo 2 jaar en ons is nou eens by die wyl. Amazing Abba se woord is, hoe Abba ons deur die hele journey vat en hoe ons hierdie leer en by elke instrument kon stop en net dieper en dieper wat hy ons geleer het. Hy Vader sê en spreek dat hy vir ons hierdie skatte het in sy woord vir die wat dit soek. En net so het ek vanoggend toe ons gebid het ek gepraat oor Jeremia 29 vers 13 wat sê Vader sê is as jy my met jou hele hart soek dan sal ek luister. Alright, so mag ons daai hart hê om te leer en mag ons nooit op 'n plek kom wat ons sê nou weet ons alles nie, nou is ons daar, ons het nou raif nie, want dan is jy op 'n baie gevaarlike plek as jy sê jy weet alles, want ons almal kom kort die glorie van Yahweh en ons ken dit ten dele. So die goue altaar het ons gepraat oor die vas tydperk en ons het gekyk na almal en ons geëindig het met Esegiel. En laasweek was nou 'n stukkie oor die Shabbat gewees wat ook goed was en ek eer Abba daarvoor. So met die Holy of Holies, ek hou van die Holy of Holies want dis die Engels, maar die Afrikaans sê die allerheiligste gedeelte. Dit is die allerheiligste gedeelte. So dit is die heiligste gedeelte van al die heilige plekkies in die hele tabernakel is daai Holy of Holies. So in die tabernakel self, as jy gaan kyk, is dit die allerheiligste gedeelte en dan is dit die heilige gedeelte en dan is dit die buite, hoe sê nie tenniscourts nie, die courts, wat buitekant is. En dis 'n journey, dit is ons gebedslewe wat dit verteenwoordig die tabernakel. Dit is presies die prent wat Vader Yahweh vir ons skets in sy woord en dan hoe dit na die tyd, hoe dit vandag deel is van ons gebedslewe, hoe Vader Yahweh wil hê ons moet hom nader en dis waar Yeshua sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy gaan kyk net vandag oor die tabernakel self, is daar so 3 wyls in die tabernakel, want as jy gaan kyk, die wyl self het hierdie blou en hierdie rooi en hierdie pers kleure op hom. Nou ons het al rukkie terug gepraat, dink dit is by die tweede wyl die waarheid was, het ons gepraat oor hierdie kleure. Gaan kyk, luister gerus weer of vra my na die tyd oor hierdie kleure, as jy nie kan onthou nie. Dit is net amazing hoe die crimson home, die rooi kleurstof wat hulle gekry het vir die rooi en die blou skulpie was hierdie skulpies wat hulle opgetel het in die rooi see toe hulle daar deur gegaan het. Dit is waar hulle die kleure gekry het om hierdie twee as jy bymekaar sit hoe dit die pers is en hoe mooi dit is pers is hierdie koningskap, hierdie royalty en blou is hierdie kleur van covenant en rooi is ook die kleur van covenant en as jy altyd bymekaar sit priesteramp, dit is wat so mooi is, die bloed van Yeshua en Vader se covenant, al twee kleure saam, wat dan jou die priesteramp laat bedoen, en dit is wat 1 Petrus 2 vers 9 sê, is van, deur Yeshua is ons koninklike priesterdom, en dit is so mooi, sê die kleure, jy het al twee nodig, jy het covenant nodig, en jy het die bloed van Yeshua nodig, en dit is wat Vader ook sê, en jy moet hom dien in waarheid en in gees, nie net in gees nie, nie net in waarheid nie, in waarheid en in gees. So, ek gaan te kyk na die eerste ingang in die tabernakel, sy naam is die weg, dis die enigste weg in die tabernakel in, en tot vandag toe word dit genoem die weg, dit is die weg. Dit is Johannes 10 vers 7 praat van, want dit is oor die ingang, die weg, die deur, as jy wil saam met lees, gaan ek vir ons lees, Yeshua sê toe weer vir hulle, verwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, sê Yeshua. As iemand deur my ingang, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan
en veiding vind. Hier word ons nou soos skapies gesê, skapies geken, nie fisies nie, geestelike skapies, maar wat so mooi is, want jy gaan ingaan en jy gaan uitgaan. En jy gaan veiding vind, jy gaan kos kry. Wat is veiding? Veiding is kos, veiding is voorsiening. Dis wat Yeshua sê, is daai gaan, as jy deur hom ingaan, gaan jy kan uitgaan, maar gaan eers in. Hy sê nie as jy deur my uitgaan nie, hy sê as jy deur my ingaan, kom eers in. Kom word gevoed en dan gaan jy kan uitgaan en gaan veiding vind. Wat so mooi is. So Yeshua is die deur vir die skape en hy sê ook in die woord dat hy het gekom vir die verlore skape van Israel. Alright. So kan ons sê dat hy die deur is van Israel? Kan ons sê hy is die deur vir die bruid? Want ons weet Israel verteenwoordig die bruid. Dan as jy gaan kyk, is daar 'n tweede ingang. Alles is hierdie ingange. 3 ingange tot by Vader Jahwe. Daar Vader Jahwe was in die Holy of Holies gewees. Hy's alomteenwoordig, maar hy was in die Holy of Holies. Dis waar hy sy teenwoordigheid was. Alright, so 3 ingange tot by Vader Jahwe. So daar's 'n tweede wyl, die ingang van die Mishkan, die goue gedeelte, wat dan ook die prentjie is van die koninkryk eendag. Alright. Dis die tweede wyl en sy naam is die waarheid. Kom ons al gepraat het oor die 5 pale, die brons onder, waar die brons ook dan hierdie Johannes 1 verduidelik, Openbaring 1 verduidelik dat hierdie brons is hierdie oordeel, die verteenwoordig oordeel oor die 7 kerke wat gaan volg. Dit is hierdie brons en die eerste 5 pale verteenwoordig die eerste 5 boeke van die woord, die Torah, Vader Jahwe se huwelikskontrak vir die bruid, sy wet, sy insettinge, sy verordeninge. Dit is die waarheid. Dit verteenwoordig die waarheid. En dis presies wat Paulus sê in Romeine, waar hy sê dat sonde is wetteloosheid. Paulus verduidelik dit mooi. En die loon van die sonde is dood. So met ander woorde, die woord, die eerste 5 boeke, die Torah sal vir jou sê wat sonde is, en dit is wetteloosheid, maar ook dat die loon is dood. As jy gaan kyk na wat met Dawid gebeur het, Dawid het vir Batseba, het hy kind gehad met Batseba, as gevolg van dat hy het nie reg gedoen nie, hy het saam met haar geslaap, waar sy getroud was met haar man, en daar's 'n kind gebore, en hy moes die loon betaal. Die loon was, sy seun moes doodgaan, en hy het na dit opgestaan en het weer aangegaan. Maar so was altyd 'n loon. Ons kan dit nie uithaal nie, die loon van die sonde is dood. Jy kan nie die Ou Testament uithaal nie, want hoe gaan jy weet wat sonde is? Daar moet waarheid wees, want die woord sê vir jou wat sonde is. Yeshua sê self dat hy is die waarheid, en daar hy's nou, ons kan sê hy's die weg, hy's die deur, hy's die waarheid nommer 3. Johannes 1 vers 14 sê dit, en die woord het vlees geword. Ons almal weet die woord is Yeshua, omrede Johannes 1 vers 1 sê, aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord is God. Alright. En die woord het vlees geword, vers 14, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die enigsgebore, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hoe kan jy sê dat Yeshua is net genade? As die woord self sê, hy is waarheid ook. Hy is genade en waarheid. Nog 'n vers, Johannes 18 vers 37. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Yeshua antwoord, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Dis hoekom Yeshua aarde toe gekom het, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Dis wat Yeshua self sê. So, die kruis het nie gestop nie. Yeshua is die waarheid, hy is die Torah, hy is die woord. Hy was daar gewees op Berg Sinai toe die Torah gegee is aan almal. Want niemand kan vir Vader Jahwe ooit sien nie, sê Johannes. Maar Yeshua was die engel wat oralste was. Hy was daar gewees toe die wet, insettinge en verordeninge gegee is. So dan die laaste wyl voor die allerheiligste gedeelte, sy naam is die lewe. Dis nie een as jy in die Mishkan ingaan, heeltemal een voor die Holy, as die Engels sê, Holy of Holies. So, toe Yeshua gesê het vir die disippels, toe die tweede tempel gebou is, in Johannes 14 vers 6,
Ek gaan vir ons gou weer lees, want dit is waar Vader Jahwe vir ons hierdie bediening, sy bediening, sy naam gegee het, the way to Jahwe, is die weg, die waarheid en die lewe, na Vader Jahwe toe. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, vers 3. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle nie die weg, weet julle en die weg ken julle. Dis so mooi, hoor jy hierso. Yeshua gaan vir ons voorberei, maar hy sê, daartoe waar julle gaan, die weg, waartoe ek heen gaan, julle ken daai weg. Julle ken waartoe. Daai weg ken julle, klaar, voordat hy sê wat die weg is. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid en die lewe, niemand kom na my Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Hy sien die Vader en die Vader sien hom. Maar net deur Yeshua gaan ons ingaan na die Vader toe. So hy sê dat hy is alles. Hy sê dat hy alles is. Yeshua sê nie net uit hy is die lewe nie. Hy sê nie dat hy is net die weg nie. Hy sê of net hy is net die waarheid nie. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is al drie. Deesdae wil ons net een aanhaal. So hy sê deur vir Israel, die verlore skape wat geskei is, hy is die woord en die waarheid. Yeshua sê self, dat as jy hom liefhet, onderhou sy gebooie, en dan is hy die lewe. Alles deur hom tot die Vader Jahwe. Die probleem is, vandag se tyd wil mense spring van die weg na die lewe toe, of hulle wil sommer direk van die na die lewe toe gaan. En mens kan nie, daar is 'n weg na Vader Jahwe toe. Dis hoekom hy sê, julle sal die weg ken. Jy gaan die weg ken. Jy kan nie deur inspring na die lewe toe nie. Die dag as jy jou hart vir Vader Jahwe gee, die vooruit van jou hart verwyder. Dis die dag wanneer jy gesê het, hier is ek, Yeshua kom bly binne my, kom Ruach, kom vul hierdie tempel vir my, want ons is die tempel vandag. Dis die hartsbesnydenis. Wat het Abraham gedoen? Het Abraham 'n hartsbesnydenis gehad? Ja, hy het gekies. Hy het gesê, ek kies u. Alright? En hy het, soos ons laasweek gepraat het, Abraham het byvoorbeeld, hy die wet, die insettinge en die verordeninge het hy gedoen, want dit was op sy hart geskryf. Hy het die vooruit van sy hart, hy het sy hart geaanwyl. Toe kon hy Vader se woord ontvang, wat op sy hart geskrywe is. En daarna het die vleeslike goeders gebeur, die ander goede gebeur. Alright, die gehoorsaamheid gebeur, wat hy gedoen het, daarna dit gebeur. Selfs met Noag het dieselfde ding, hy het gekies. Hy het gekies, niemand wou kies nie, maar hy het gekies. Vir 120 jaar lank het hy die ark gebou, hy het gekies. Hy het sy hart besny. Voordat hulle uit Egipte uitgegaan het, Israel, wat het hulle gedoen? Hulle het gekies. Hulle het gekies om vir Vader Jahwe te volg. Hulle het gekies om die bloed te smeer. Hulle het gekies om die eerstgeborenes te word. Hulle het hulle hart oopgemaak. Nou vir mense, wat baie mense sê van, dit is die vleeslike besnydenis was voor die hartbesnydenis. Nee, baie keer was dit omgekeer geweest, want hulle het die hart besny en toe is die vleeslike, maar wat gebeur uit Egipte uit? Besny die hart, word gered deur die bloed van die lam, aanvaar die bloed van die lam, gaan deur die doop en toe voor hulle by die beloofde land aankom, toe besny hulle. Toe sê Joshua, kom ons besny. Toe doen nie feestelike. Alright, so mens moet dit verstaan. Dis Paulus verduidelik dit goed, maar mens moet dit net kan verstaan. Alright. Maar hoor dit sê Deuteronomium oor die hartsbesnydenis. Deuteronomium 10 vers 14. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. En hy het hulle nageslag na hulle en uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Hierso in
Deuteronomium, in die Torah, word al gepraat oor die hart wat besny moet word en verhard julle nek nie verder nie. So nadat jy jou hart oopgemaak het, die deur oopgemaak, sê kom bly binne my. Daai wat Openbaring 3 vers 20 sê van klop, van bring sê dat Yeshua inkom, hy staan nie klop want hy wil in jou liggaam inkom. Daai is bietjie 'n stukkie wat hulle uit konteks uitvat, want Openbaring 3 vers 20 praat van die kerk wat vir Yeshua uitgedruk het. En hy klop, hy wil inkom om 'n feesmaal te hê. Hulle het hom al klaar aanvaar. Hulle het hom uitgedruk. Hy was klaar, hulle het al klaar gesê kom bly in my hart. Die kerk het klaar gesê kom bly in my hart, maar die kerk het hom uitgedruk en hy wil weer inkom. Hy klop om weer in te kom. Maar hy was al klaar binnekant gewees. Die hart besnydenis. Dit kom gewoonlik besnydenis van sonde en doop daarna. So daar is 'n bietjie Ou Testament in die weg. Weg die waarheid wat jy nie kan uithaal nie. Ook die woord lees van 'n lamp op jou voete en 'n lig op jou pad te wees. Die feeste, die sabbate, die lig, die tafel van toonbrode. Dis alles deel van die weg. Die menorah, as jy vat die menorah, die feeste, die sabbate, alles is deel van hierdie hele weg. Doop, die hartbesnydenis, die belydenis van sonde, worship, die laaste instrument waarvan ons gepraat wat vas en gebed is. Alles, al die bogenoemde is die weg wat deur Yeshua gemaak is en jy kan niks wegvat nie. Dis alles deel van ons gebedslewe. Sodat ons aan elke dag deur daai hele weg dat Yeshua is by Vader Jahwe se voete kan kom sit. Hy's nie net die lewe nie. En dis wat mense nie verstaan nie. Daar is 'n weg. Jy moet doop, jy moet jou hart, jy moet bely. Jy moet dit doen. Jy kan dit nie misspring nie. Jy moet die Sabbat eer, jy moet die lig wees. Jy kan dit nie mis nie. So vandag wil ek praat oor die wyl wat in die tabernakel gestaan het voor die allerheiligste gedeelte, maar ook die een wat in die tempel gestaan het. So, want ons het baie keer, as ons dink aan die dag wat Yeshua gekruisig is, omrede ons nou die tabernakel het hierso, dink ons baie keer aan hoe dit gelyk het. Alright? Daar's niks deure nie, daar's twee wyls. As jy ingaan by die Holy of Holies, eerste een is by die weg, alright, want dieselfde klere, dan kry jy een by die waarheid, maar dis waar jy by die Mishkan ingaan, daarso waar die goue gedeelte is, maar daar's nie 'n deur nie. En dan in die tabernakel self is daar nog 'n wyl, daar's ook nie 'n deur nie. Maar die tempel was bietjie anders te gewees. So as jy wil gaan praat in die terme wat gebeur het die dag toe Yeshua gekruisig is, kan jy nie praat oor die terme en die prentjies sien hoe die tabernakel gelyk het nie. Jy moet sien hoe die tempel gelyk. Dan gaan dit vir mense bietjie meer verstaanbaar maak. So kom ons lees eers van hoe die wyl gelyk het. Ons sal hoe die wyl in die tabernakel gelyk het en dan basies was dit dieselfde gewees en die tempel was net groter gewees. Alright. So Eksodus 26 vers 31. Verder moet jy 'n voorhangsel maak, dis nou wyl in Engels, van pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn dubbeldraad linge. As kunstige werk moet jy dit maak met geribs en jy moet dit ophang aan 4 pilare van akasiëhout wat met goud oorgetrek is en ook kramme van goud het dit en 4 silwervoetstukke staan. Dit is nou presies die wyl wat by die Holy of Holies vir die Holy of Holies was. En dit is die 4 pale. En ons weet almal daai 4 pale. Yeshua sê ek is die wyl en dit beteken as jy gelees Matteus, Markus, Lukas, Johannes, is praat alles oor Yeshua en dan self hierdie silwer wat verlossing verteenwoordig. Dit is die silwervoetstukke van die wyl wat in die tabernakel gestaan het. Dan vers 33. En jy moet 'n voorhangsel onder die hakkies ophang en bring die ark van die getuienis daar binnekant die voorhangsel. En die voorhangsel moet vir julle 'n skeiding maak tussen die heilige en die allerheiligste. So dit was 'n skeiding. Wat sê Jesaja 59 van julle sondes het vir my hierdie skeiding gemaak. Oral is hierdie skeiding tussen, as jy byvoorbeeld die buiteste muur, hierdie wit linne wat om die tabernakel was, mense buitekant die wêreld wat hierdie skeidingsmuur het,
om in te kom. Mense het ingekom deur die skeidingsmuur, deur die weg wat Jeshua's hulle sondes kon bely en dan is hulle gedoop. Alright, later van tyd dit verteenwoordig die doop. So die Hebreë vir die voorhangsel wat hier gepraat word, hoor gou hierso, is paroket. En dit beteken 'n veil of 'n gordyn. En ek het gedink aan die naam gordyn. Wat is 'n gordyn? 'n Gordyn is tog maar iets wat toemaak. As jy in die aand, as jy nou klaar gebad het, maak jy seker daai gordyn is toe. Dit moet toe wees. Niemand moet kan insien nie of kan uitsien nie. Dit is maar 'n gordyn. Gordyn maak, dis 'n skeiding. Alright. So is 'n veil, paroket. Jy moet die name onthou want ons gaan nou 'n bietjie verder dieper ingaan. So Vader sê jy moet 'n veil maak met dubbeldraad linne. Nou, daai tyd as jy dubbeldraad linne was 'n baie duursame linne geweest. Dit was baie duursaam. Jy het jou normale enkeldraad gekry. Dis jou normale dun linne geweest, maar 'n dubbeldraad linne was hoë prys betaal vir dubbeldraad linne. Okay, so die tabernakel se veil was baie duursaam en waardevol geweest. Right, maar ook dink ek dat Vader Jahwe daai rede vir dubbeldraad, want onthou jy mag nie in die Holy of Holies ingesien het nie. Jy mag nie. Dit was hoog heilig geweest. So ek meen dit was 'n skeiding geweest tussen die heiligste en agter die allerheiligste. As jy nou kon net een enkel veil daar, enkel draad linne daar gesit en dan kon jy dalk ingesien het. En dit is absoluut daai dubbel wat Vader weet sy heiligheid is, hy's erg daaroor. Dit is jy gaan nie inkyk nie. Jy gaan nie kan insien nie. Daar's net een keer 'n jaar wat 'n hoëpriester kon ingaan. Dis al wanneer iemand kon sien wat daar binnekant aangaan, was toe die hoëpriester ingegaan het. Alright. So jy kon nie sien nie. So dit is baie duur geweest. Met 'n kunswerk van 2 cherubims, Engels sê cherubims daarop. Gerubs is Afrikaans daarop. Nou die Hebreë naam vir gerub is kerub. Alright. En dit beteken engele. Engele wat Jahwe se troon omring. Beskermde engele van Eden. Dit is oralste waar hierdie gerubs genoem word. Beskerme engele van Eden. Nou Vader Jahwe sê, sit dit op hierdie veil. Hierdie kunswerk van hierdie engele. Alright. Dis 'n prent van hierdie engele. Dis 'n prent van beskermde engele wat Jahwe se troon omring en beskerme engele van Eden. Hoor gou wat sê Genesis 3 vers 21. En die Here God het vir mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard van vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Die engele, ek kan sê engele, die cherubims, was nie daarso gewees om die mense te keer, om terug te gaan in die tuin van Eden nie. Om te gaan saam met die diere loop en net lekker en nee. Daar's een rede gewees en hier sê dit, om hulle om die toegang tot die boom van lewe te bewaak. So is twee dinge wat uitstaan. Die gerubs wat aan die ooste kant van die tuin woon. En ook hulle bewaar die toegang van die boom van lewe. In die tabernakel bewaar hulle die toegang tot die hoogs heiligste gedeelte waar Vader Jahwe se teenwoordigheid was. Nou waar is daar nog 'n boom van lewe? Eendag in die koninkryk van Jahwe. Hoor gou mooi staan dit geskrywe. Vers 22. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. Die boom van lewe. Die mens het geword soos een van ons. Die boom van lewe wat gestaan het in die tuin van Eden, die mens het gegaan en hy het gaan eet van daai boom. Okay? Wat word 'n boom gesien vandag? Ons is bome. Wat?
goeie vrugte moet dra. Wat is vrugte? Vrugte van die Ruach HaKodesh, Heilige Gees. Wat is die vrugte van die Gees? Wysheid, kennis, onderskeid. Die mens het geword soos ons, sê Vader Jahwe, het die mens nie van Ruach HaKodesh geëet nie. En hulle oë oopgegaan, hy is dalk die boom gewees daar so in die tuin van Eden. Mens gaan eet van Ruach, hulle leer wat is sonde, want hulle kry wysheid, kennis en onderskeid. Hulle sien wat sonde is. En Vader Jahwe sê, julle het nou geword, jy mens, het geword soos, nie ek nie, soos ons. Yeshua, Ruach, Vader Jahwe, was in die tuin van Eden gewees. 'n Mens gaan eet van daai boom en hulle kry onderskeid. Hulle eet van die vrug van die boom. En dis die boom wat weer gaan staan eendag in die koninkryk, is Ruach. Ons gaan eet van hom weer. Weet jy hoe lekker sal dit wees om vry toegang te hê om heeltyd te eet van Ruach? Om daai wysheid, kennis, onderskeid, sterkte, krag, al daai raad, al daai vrugte te kan eet. Dit is die grootste geskenk van alles. Mense het geëet van Ruach, hulle mag nie dit geëet het nie. Want mens is nie gemaak gewees om te kan weet wat sonde is nie. Toe kry hy wysheid, toe weet hy nie wat sonde is en hy moet gaan. Dis wat gebeur het. Die gerups het die mense weggehou van die boom af. En net die wat die gebooie onderhou, wat eendag weer van die boom gaan kan eet. Openbaring 22 vers 13. Ek is die alfa, die laaste bladsy van die woord. En ek het laasweek weer gelees, ek hou van hierdie vers. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Maar buite is die honde, die toweraars en die hoereders en die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. So jy gaan weer reg hê tot die boom eendag, die wat die gebooie onderhou. Uit die boom uit, cherubims, beskerm nie weer tot die boom nie. Eendag weer in die terugtuin toe. Weer reg tot die boom. Hond beteken uit covenant uit. So buitekant gaan die honde wees. Die wat gaan gebooie onderhou, gaan ingaan en reg hê. Hoor gou wat sê die Grieks vir die naam hond. Kajon. Hoor gou wat beteken 'n hond. En ek het julle al daai baie kere, ek weet ek het al 'n paar keer in my lewe en dit is soos 'n maar hoe kan jy so sê wat mense gesê het, want dis so daai so hond. Ja, Afrikaners het al baie keer daai gesprek gehad. Hoor wat beteken hond? 'n Man met 'n onrein verstand, 'n onbeskaamde man. 'n Man met 'n onrein verstand en 'n onbeskaamde man. As jy onrein is, dan is jy uit verbond met Jahwe. Is dit reg? So as jy onrein verstand het, dan is jy buite covenant. Hoor gou die beskrywing wat onbeskaamd beteken. Dis iemand wat geen terughouding het nie. Iemand wat sonder skaamte of respek vir norme of konvensies optree. Hy is brutaal, onverskrokke in sy woorde en dade en hou nie rekening met ander se gevoelens of grense nie. Klink dit vir julle soos 'n hond? Ja. Iemand wat nie respek het vir iemand nie. Wat glad nie 'n rekening hou met wat hy sê nie. Dis 'n hond. En hulle gaan buitekant wees eendag. Beteken mense buite covenant. Dis hoekom die vyand ons probeer uit in die tuin van Eden, eet die vrug hierso, dat jy kan uitgaan.
Hy wil hê jy moet buite wees. Jy moet nie kan weer reg hê tot die boom nie. Wat doen hy vandag? Hou jy uit covenant dat jy nie kan terugkom na die boom toe nie. Maklik soos dit. Hy kry daar uit, nou jy hier so in die wêreld en dan wil hy keer jou dat jy weer teruggaan nie. Soos net hy haal jy nie net uit nie, hy keer dat jy terugkom. Hy sê dan moet jy eers gaan reinig. Die mense wat nie die wet van Jahwe gehoorsaam nie, wat buite gaan wees, klein boer Afrikaans. Dis jou keuse waar jy wil wees eendag, Boeta en Sissa. Die dag toe Yeshua aan die kruis gesterwe het, sê die woord die wyl het geskeer. Okay. Die wyl het geskeer. Ons almal ken dit. Ons almal het al gehoor. So, volgens geskiedenis en geskiedenisboeke, dis nou al hierdie ekstra boeke, soos Josefus, hy het baie geskrywe daaroor, ek gaan nie quote vandag nie, alright? Maar volgens geskiedenisboeke reken dat die wyl wat geskeer het, wat toe geskeer het met Joshua se dood, 10 cm dik was. Okay. Hy was omtrent, as jy grootte vat van die tempel, nie die tabernakel nou, dit was tydperk van die tempel, was hy 10 meter by 10 meter groot gewees. Net 10 meter, vat 'n bietjie 10 meter by 10 meter. Dis 'n groot stuk gordyn. Hulle reken dit het 300 priesters gevat om die wyl te hang. Okay? Nou as jy die gewig gaan uitwerk van hom, okay? As jy gewig gaan uitwerk 10 meter by 10 meter by 10 cm dik en die gaan vra, gaan navors wat die dubbeldraad lyne se gewig was. Alright? Kom jy uit op 2.25 ton was daai wyl se gewig gewees. Weet julle swaar is 2.25 ton wat moet hang daarso? En is van bo na onder geskeer. Vader Jahwe het hom gesê, ek kan nie eens 'n lap skeer as hy nie 'n soem en as ek 'n soem kry nie. Jy sukkel. As jy nie daar waar daai soem of daai garing deur is, jy sukkel. As jy hom gekry dan gaan hy eers. En Vader het daai hoe groot en sterk en almagtig moet jy nie wees om daai 2.2 ton lap aan mekaar te skeer van bo na onder nie. Matteus 27 vers 51. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. En die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Nou hoor gou hierso, die Grieks van die voorhangsel, onthou, die Hebreëus vir die voorhangsel wat in die Holy of Holies by die tabernakel gange was paroket gewees. Nou hierdie ene wat die Grieks vir die voorhangsel in die tempel, die Grieks is katapetasma. Katapetasma. Jo, sly my tong nou so. Hoor ge beteken dit 'n uitgespreide sluier. Die naam gegee aan die 2 gordyne in die tempel in Jerusalem. Al 2. Hoor jy? Daar was nie net een wyl in die tempel gewees. Net soos in die tabernakel was daar 'n wyl voor die allerheiligste en 'n wyl by die ingang. Okay. Nou Vader Jahwe sê, Joshua sê, die wyl het van bo na onder geskeur. Nou daai wyl, daai katapartesta, daai naam, julle weet waarvan ek praat, is al 2 wyls dieselfde naam. Die wyl by die ingang en die wyl voor die Holy of Holies. Okay. Een daarvan by die ingang van die tempel, wat die heiligste van die buiteste voorhoof hof geskei het. Met ander woorde, dis die een buitekant. En die ander een wat die allerheiligste bedek. Die Hebreë vir die naam wyl paroket, die woord sê die wyl het geskeur. Okay. Ons dink altyd een by die Holy of Holies het geskeur. Okay. Daar is 2 stukke oor die wyl wat geskeur het, en dit is moet ons vir Ruach vra om ons te wys. Maar hoor gaan net hierdie prentjie. Hoor gaan net hierdie keuses wat ons het, want daar die woord sê die wyl het geskeur, het kan al 2 wyls wees en al 2 dieselfde naam. Een by die weg en een by die lewe. Een by die waarheid, een by die lewe.
As jy kyk na geskiedenis, het hulle al twee wyls toegemaak in die tempel. Okay. Al twee wyls was toegewees. Want, nou mense het ingekom, dis normale mense, en dan het hulle offers kom gee, elke dag. Okay. Dan het hulle omgedraai en die uitgegaan buitekant toe. Dis nie die priesters wat mag ingegaan het. Selfs Korag het voor die buiteste gedeelte van die tabernakel kom staan. Hulle mag nie daar gewees het nie en hulle vuur het hulle verteer. Right. So jy mag nie gesien het wat daar binnekant aangaan nie. Daar was 'n gordyn gehang gewees. As jy gaan kyk na geskiedenis, ek gaan nou vir ons lees, by die tempel was daar 'n deur gewees en dan was daar 'n gordyn gewees. Dan in die tempel, by die Holy of Holies, by die allerheiligste gedeelte, was daar ook 'n wyl gewees en 'n deur. Daar was 2 deure gewees in die tempel. Waar die tabernakel het nie 2 deure gehad nie. Alright. So mense kon nie, dit is daar gewees dat mense nie kon insien nie. So as 'n deur oopgemaak is en daar's 'n gordyn agter, gaan jy nog steeds nie kan deursien nie. Maar die deur is oop, want ek weet die priester het in die oggend gegaan en hy het die deur oopgemaak. Alright, as die haan gekraai het, het hy die deur oopgemaak. Dan was die tabernakel, die tempel oop gewees. Maar die gordyn was nog steeds toe gewees dat die mense nie kon insien nie. Alright. Okay, hoor gee hierso. Die heiligste gedeelte was net vir die priesters. Alright. So as hy die deur oopgemaak het, 1 Korintiërs 6, 1 Koning 6 vers 31 verduidelik dit baie mooi. En as die ingang van die binneste vertrek, dit gaan oor die tempel, net laat julle die prentjie verstaan. En as die ingang van die binneste vertrek, het hy deure van olievenhout gemaak, deure van olievenhout gemaak. Die uitspringende raamwerk van die deurposte het die vorm van 'n vyfhoek gehad. En die 2 deurvleuels was van olievenhout en daarop het hy figure van geribs en palmbome en oop blomknoppe laat uitsny en dit met goud oorgetrek. En die goud op die geribs en op al die geribs en al die palmbome ingeslaan. Vers 33. En net so het hy vir die ingang, hoor hierso, die ingang van die hoofvertrek gemaak, deurposte van die olievenhout vierkantig. En 2 deurvleuels van siprushout en 1 vleuel van 2 draaibare helftes en die ander vleuel van 2 draaibare helftes. En hy het daarop geribs en palmbome en oop blomknoppe uitgesny en met goud dun oor die snywerk uitgestaan oorgetrek. So koning sê hierso dat daar was 2 deure in die tempel gewees. Een voor en een by die Holy of Holies. Alright. So hier word gepraat van die binneste vertrek en 'n hoofvertrek. Die binneste vertrek, hoofvertrek. Die 2 deure in die tempel en al 2 het cherubims opgehad. Al 2 het cherubims opgehad. Nou hierso. Die tabernakel het net gehad voor die Holy of Holies, maar die tempel het 2 cherubims opgehad. Ons weet nie wat se wel geskeur het nie met die kruisiging van Yeshua nie. Al wat ons weet is dat daar was 2 gordyne en 2 deure. Alright. Die Hebreë en Grieks vir die deur in die tempel, by die tempel staan daai deure, is dieselfde. Delet en Tyra. En hoor gou word beskryf, die naam van die deur. En ons weet Yeshua is die deur. Alright. Die 2 deure van die tempel word beskryf. Die deur van die koninkryk van die hemel met voorwaardes waarvan voldoen moet word om in die koninkryk van Jahweh te ontvang. Hoor gou die deur, ek gaan weer vir ons sê. Die deur se naam wat in die tempel was en Yeshua is die deur, is Dalet en Tyra en dit word beskryf as die deur van die koninkryk van die hemele met voorwaardes waarvan voldoen moet word om koninkryk van Jahweh te ontvang. Is dit hoekom Vader daai tweede tempel, die eerste tempel, die tweede tempel, hierdie 2 deure gegee het met cherubims op al 2? En dit is om die koninkryk, daai deur is om hierdie voorwaardes waarvan voldoen moet word om die koninkryk van Jahweh te ontvang.
Daar's voorwaardes om die koninkryk te vervang. Daar's engele, daar's cherubims, wat Vader Jahweh, volgens die beskrywing van die Kerub, om deur die troon beskerm, wat die tuin van Eden beskerm, om weer terug te kom. Daar's voorwaardes om weer terug te kom. Yeshua sê, ek is die deur, maar daar's voorwaardes om in te kom weer. As jy Openbaring 22 lees, daar's voorwaardes. Jy moet die gebooie onderhou, dan gaan jy reg hê, dan gaan jy weer inkom. Dis hoekom daar 'n deur gesit is. Johannes 10 vers 7 sê Yeshua, Yeshua het toe weer vir hulle gesê, Voorwaar sê ek vir julle, ek is die deur van die skape. Deur my gaan jy ingaan weer. Dit is die voorwaarde, deur my. As Yeshua dan die deur is vir die verlore skape, kan ons ingaan? Nee. Daar was 2 wyls gewees. Die het Jahwe geskeer toe Yeshua die prys betaal het met sy bloed. Die wyl is geskeer. Die wyl is oopgemaak. Maar daar is nog steeds 'n deur. Daar was nog steeds 'n deur gewees in die Holy of Holies. Die wyl is geskeer. Maar was dit dalk nie die voorste wyl gewees? Dis maar net iets om oor te dink. Wat geskeer is, wat oopgemaak is, dat mense kan sien. In die koninkryk kan sien. Sodat ons as weergeborenes kan sien. Die koninkryk kan sien. Vader Jahweh se hart kan sien. As jy nie groot gedoop is nie, gaan jy dit nie kan sien nie. Hoor wat sê Johannes 3 vers 3. Yeshua antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wanneer kan jy nie sien nie as die oë toe is? Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hoe kan hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Dan kom Johannes 3 vers 5, 2 verse nader. Yeshua antwoord, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit vlees gebore is vlees en uit gees gebore is gees. Met ander woorde, jy moet weer gebore word. Deur water en bloed. Deur water en bloed. Dis hoe 'n baba gebore word, deur water en bloed. Anders gaan jy nie die koninkryk sien nie. Jy moet weer gebore word. 'n Baba wat gebore is, nou net gebore is en gedoop word deur die predikant, kan nie weer gebore word nie, want hy is nou net gebore. Hy kan nie. Hy kan nie, soos by Handelinge 2 vers 38 sê, bekeer jouself en word gedoop nie. Baptisimo word gesubmerge. Hy kan nie. Yeshua sê in Markus 10, sê hy daarso, dat dieselfde beker wat ek drink, gaan julle drink, of dieselfde doop waarmee ek gedoop is, gaan julle gedoop word. Het Johannes die doper langs die Jordaan gestaan en gesê, Yeshua, ek doop jou, het hy water gesprinkel. Of het Yeshua uit die water uitgekom, is hy weergebore. As jy 'n babatjie weergebore word, kom hy uit die water uit. Dis die ding. En Johannes is uitdruklik om sê, jy gaan die koninkryk nie kan sien nie. Met ander woorde, daar gaan 'n wyl op jou kop, voor jou gesig wees. Yeshua is die deur vir jou. En ons voorwaardes om deur daai deur te gaan. Maar baie keer gaan jy gewyl wees en jy gaan die koninkryk nie kan sien nie. Daai wyl gaan nog steeds toe wees. Soos dat hy was voor die tempel, daai wyl wat daar gehang het. Jy gaan nie kan sien nie. Maar dan kom sê hy ook, jy gaan hom nie kan ingaan nie. Yeshua is die deur en die wyl, en Vader Jahweh het dit oopgemaak om tot by hom te kom. Maar daar's waarheid ook. Die keuse is, wil jy ingaan in die heilige gedeelte, of wil jy buitekant bly? Wil jy buitekant wees die hele tyd? Wil jy bely, doop,
uit in die wêreld, bely doop uit in die wêreld, of wil jy ingaan in die koninkryk in? In die tabernakel was daar een deur by die ingang waar almal kon gaan, dis die weg. Maar net die priesters kon ingaan in die goue gedeelte wat die koninkryk verteenwoordig. Wil jy 'n priester wees, dan moet jy raak lewe soos 'n priester. Jy moet nee sê vir 'n paar goed in lewe, maar as jy moet werk. Sien julle hoe belangrik is die doop? Want jy gaan nie die koninkryk sien nie. Dis hoekom die vyand lieg oor die klein doop. Om mense uit die koninkryk uit te hou. Om mense weg te hou weer van die boom af. Die deur is nou oop en ons het nog 'n keuse of ons wil ingaan. Maar daar kom 'n dag waar die deur van die koninkryk gaan toe wees. Dan is die kans verby. En dan gaan baie sê daai dag, in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe, in die naam baie kragte gedoen nie. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. Die ding is, dis nie 'n paar mense wat Yeshua hierso sê nie. Hy sê, baie gaan daai dag sê. Baie. Die Engels vir ongeregtigheid werk is transgressor of the law. Kan jy glo dat Yeshua praat in die eindtyd van die wet as 'n transgressor of the law? Die Grieks vir transgressor of the law is anomia. En dit beteken 'n toestand van sonder die wet. Onkundigheid van die wet, oortreding van die wet, minagting van die wet, ongeregtigheid, goddeloosheid. Yeshua gaan sê, gaan weg. Vir die mense wat nog steeds vir Paulus verkeerd verstaan en sê dat die wet weg is, Yeshua sê dit anderste. Waar wil jy wees, Boeta en Sissa? Wil jy in die koninkryk wees, of wil jy net in die hemel wees? Want die hemel gaan aarde toe kom. Ons gaan 'n nuwe aarde gaan daar wees. Maar daar gaan koninkryk ook wees. En dis hoekom die woord die heeltyd praat van, jy gaan die koninkryk sien, maar jy gaan hom nie ingaan nie. Maar hier kom sê Yeshua, jy gaan hom nie eers sien as jy nie eens gedoop is nie. Jy gaan hom nie kan sien nie, want jy gaan gewyl wees. Ding is, die deur gaan toegaan. Die deur gaan toegaan. En as hy eers toe is hy toe. Matteus 25 vers 1, ek gaan weer lees oor die 10 maagde. En dis 'n belangrike stuk hierdie. Vir die wat ken, luister net weer. Dan sal die koninkryk van die hemele, dis eindtyd profesie, wees soos 10 maagde wat die lampe geneem het en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. Al 10 was maagde. Daar was nie 5 hoere en 5 maagde nie, soos die woord sê nie. Hulle was goeie mense. Hulle is daai mense wat duiwels uitdrywe, wat profeteer, wat baie dinge doen vir die koninkryk. Wat jy so sê, gaan weg. Hierdie is hard. En die 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. Hier's nog 'n skeiding tussen die maagde. Daar was 'n hoer en 'n maagd, maar daai albei was maagde. Okay? Dan was daar verstandiges gewees en onverstandiges. Okay? En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en in die slaap geraak. En middernag was daar 'n groep
Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed, hulle het dit getrim. Alright? En daai prentjie van daai lont wat jy het, wat jy moet trim, is die prentjie van waar jy moet jouself elke dag moet jy gereed wees, dat jou lig kan skyn. Want sodra daai lontjie begin doodbrand, daai was 'n lampie met olie met so 'n lontjie in hom gewees. Nou as jy moet hom trim, dat hy heeltyd mooi bly brand. Alright? En dis wat ons moet doen. Dit is ons werk as die bruid. Ons moet net sorg dat daar olie is nie. Jy moet die lampie se lontjie trim heeltyd. Alright? So hulle het die lampe gereed gemaak. En daar was die wat dwaas was sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons, vir julle nie. Maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself. En onderwyl hulle gegaan het om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Die Grieks vir die deur is weer eens Tyra. Onthou, ons het nou gelees van die tempel se deur, die naam Tyra. Dieselfde naam wat gebruik is in die tempel. Dieselfde naam wat Joshua verwys na die deur vir die verlore skape van Israel. Vers 11, later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, verwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Nou die Grieks vir daai ken wat Joshua sê, ek ken jou nie meer nie, is eido. En dit is om te sien. Joshua sê, hy sien jou nie meer nie. Hoe sien jy iemand? As jy oog tot oog is, as jou oog gewyl is, dan kan jy nie sien nie. As jy oog gewyl is, gaan jy nie kan sien nie. En hy jou ook nie. So wees verstandig en doop, word weergebore deur water en gees. Baptisimo, to submerge. Vers 13 sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet nie, wanneer die seun van die mens kom nie. Wees gereed en waak. So Boeta en Sissa, die prentjie van die tempel, van daai, as jy gaan kyk hoe Openbaring die hele gedeelte beskryf, hoe groot die koninkryk van Vader Jahwe gaan wees, beskryf dit as hierdie cubicle. Die tabernakel was 10, sy Holy of Holies was 10 cubits by 10 cubits by 10 cubits. Die tempel was 20 by 20 by 20, die Holy of Holies. Die ander gedeelte was hoër gewees. Die heilige gedeelte was 20 by 20 by 20. En as jy gaan lees in Openbaring, aan die einde van Openbaring, is die koninkryk van Vader Jahwe se grootte 2400 by 2400 by 2400 kilometer. Dit gaan die grootte wees van hier af Kaap toe en terug. Dit is so groot die koninkryk gaan wees. En dit is nie so baie groot as jy weet hoe baie mense al op die aarde was nie. Right. Maar dit is die koninkryk. En die punt van die saak is, daar is 'n deur. Daar's 'n deur. Maar as daai deur gaan toegaan, want binnekant is die plek vir die bruid. Dis die plek waar die bruid gaan saam eet, waar die bruilofmaal van die lam gaan wees, die prentjie van die tafel van toonbrood, waar jy voor Vader, die Lechem El Panin, waar jy face to face voor Vader Jahwe, wie eendag gaan eet. Dis die plek waar jy worship voor sy voete. Wat gaan ons doen eendag in die koninkryk? Ons gaan worship voor Vader Jahwe. Dit is die plek waar die menorah staan. Wie is die Openbaring 21 sê, die lam van Jahwe is die lam. Dit is waar die lam gaan wees, dis waar Yeshua gaan wees. Dit is ook waar die boom gaan wees, waar ons gaan reggee tot die boom. Wat is die boom? Dit verteenwoordig die vrugte, dit verteenwoordig die Ruach HaKodesh. Hy is die boom, dis die boom van Eden. Dieselfde punt is, maar daar's cherubims wat Vader Jahwe se heiligheid beskerm. Hy beskerm en die deur, Yeshua het die welkom oopmaak, deur sy dood het hy die welkom oopmaak sodat ons kan sien. Maar die keuse is, wil jy sien? Wil jy sien? Want al wie gaan kan sien is as jy gedoop word. Deur water en gees. En dis hoe jy dan gaan ingaan as jy kan sien, dan gaan jy kan ingaan eendag. Die wat die gebooie onderhou, hulle gaan reg hê tot die stad eendag. Keuse is, wil jy in die hemel wees eendag? Is hemel vir jou genoeg?
As jy soos 'n marathonhardloper wat net daai cut-off line wil kry, jy wil dit net maak. Is dit vir jou genoeg daai? Want dan hou jy aan met wat jy doen, want dan geniet jou lewe. Geniet jou lewe op aarde hierso. Jy moet net glo, jy moet net Yeshua aanvaar het om in jou hart te bly, jou vooruit van jou hart oopgemaak het. En dis al. Dan gaan jy in die hemel wees eendag, maar jy gaan geoordeel word. Maar as dit vir jou genoeg is, ek weet nie so mooi nie. Want om in ewigheid in die koninkryk van Jahwe waar al goud gaan wees. Dis die prentjie van die Mishkan, dis hierdie goue gedeelte, mure van 65 meter dik, parels, die goud gaan lyk soos glas. Kan jy net dink hoe mooi vandag se wêreld is? Hoe mooi die wêreld is, die natuur, die alles is mooi. Kan jy net dink hoe mooi gaan dit vir ons wees eendag in die koninkryk? En die punt van die saak is, mense wil dit nie hê lyk my vir ewigheid nie. Nie gaan vir ewigheid dit hê. Daar gaan jy heers saam met Yeshua. Waar wil jy wees? Maar daar is sekere dinge wat jy moet opgee om daarin te kom aan die priesters. Net hulle mag ingegaan het. En ek gaan lees bietjie, gaan doen ondersoek bietjie van hoe 'n priester gelewe het. Want Vader se Torah sê presies hoe 'n priester moet lewe. So as jy 'n priester wil wees en wil ingaan en by jou hoëpriester by sy voete gaan sit, wat Yeshua is, en my Vader Jahwe gaan sit, dan gaan jy moet 'n paar dinge moet opgee. Die keuse is joune. Die keuse is joune. Alright. So mag Vader jou leer en jou wys. Amen. Kom ons sluit af. Vader, dankie Abba vir hierdie. U sê in die woord Abba, u sê in Deuteronomium 28 kies. Kies seëninge of kies vloeke. Yeshua, dankie dat u die vloek, die betaling van die vloek kom wegvat het. U kom sterwe sodat as ons wel sondig, dat ons vergewe kan word. Vader Jahwe, u sê in Psalm 51 dat u sal vir ons u sal ons reinig met hierdie hyssop. Dis dieselfde hyssop wat hulle bloed in die lam, die deurkosyn van die lam gesmeer het. Die bloed van die lam. U sal ons kom reinig met daai hyssop en u sal ons kom skoon was, so wit soos sneeu. Dankie Yeshua dat u vir ons 'n weg kom maak het, sodat ons kan vir u ons vriend mag noem en ons nie meer slawe is nie, soos u sê in die woord. Yeshua, u is in die Vader en die Vader is in u en ons is in u, soos u sê in die woord. En dankie dat ons kan eendag gaan deel wees van u, deur u, volgens Galasiërs 3 vers 29, wat u sê, deur u bloed, Yeshua, is ons erfgename aan die beloftes wat gegee is, aan Abraham, Isak en Jakob. En so weet ons Jakob verteenwoordig Israel, wat die bruid verteenwoordig. En dankie daarvoor dat u 'n weg kom maak het. Maar dankie dat u ons ook kom oopmaak het op 'n stadium, dat ons kon geaanwyl word het. Yeshua, u is die deur en daai deur is oop. Daai deur is oop van die heiligste gedeelte is oop en ons kan nie wag. Ons is nou op daai punt waar ons kan elke dag saam met u kan uit die woord uit lees en die lig kan sien en die lamp kan wees en die lig op ons pad en die lamp op ons voete kan hê. Yeshua, waar ons hierdie teken kan dra van die bruid van hierdie sabbate. Dat ons hierdie teken, hierdie ewige teken kan dra en waar ons kan hierdie verbondsmaal kan neem en waar ons kan worship. Ons is nou in daai tyd. Maar Vader Jahwe, as daai deur gaan oopgaan, wat daar so by die Holy of Holies gestaan het, by die allerheiligste se deur gaan oopgaan en u gaan ons innooi, wil ons sê dankie dat daar hierdie belofte is en ons kan nie wag om in te gaan in daai stad eendag nie. Maar Yeshua, u sê uitdruklik, maar my kinders, net die wat die gebooie onderhou, wat kan ingaan daai dag? Want die honde gaan buite wees. Jy wat uit covenant uit is, gaan buite wees, sê Vader Jahwe. Abba, kom wys ons as daar nog enigiets is wat keer dat ons nie eendag kan reghet tot die stad nie. Kom wys ons asseblief. Ons hartsbegeerte is om 'n glimlag op u te sit elke dag, op u gesig, om volgens u wil te lewe, om u te shema elke dag. Dankie vir u genade wat u vir ons u seun gestuur het. En dankie vir die wet wat nou op ons harte geskrywe is, wat ons maak. U wet die insettinge en die verordeninge doen, soos u gesê het vir die profete. Dankie nou Ruach, dat u hierdie tempel behoort aan u, en u is in ons harte, u is in hierdie tempel, en u wys ons hoe ons moet gaan, aangaande die weg,
Dis die weg wat U kom maak het, Yeshua. Dankie daarvoor dat U ons as 'n skaap eendag kom haal het. Ons die verlore skaap, dat U op 'n stadium, Yeshua, dat U al die ander skaapies gelos het en dat U vir ons uitgereik het en ons kom haal het. En dankie dat ons kan deel wees van hierdie kraal. En dankie dat U ook sê ons sal kan uitgaan en gaan eet, dat daar voorsiening vir ons sal wees as U skape. Dankie daarvoor, Yeshua. Ons eer U. Dankie Vader dat U vir ons hierdie seën gee. Dankie dat U ons seën met 'n seën. So lief het ons, U ons. Moet ons is ontvang nou deur die Ruach HaKodesh. Die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Ontvang nou hierdie seën wat Vader Jahweh vir jou het. Yavrecha Adonai Vishmarecha. Ja Adonai Panevlecha Vigeneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Vader Jahweh sê hy sal jou seën. Vader sê hy sal jou bewaar. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom net en wees lief vir hom. En Yeshua sê, as jy my ken, onderhou my gebooie. En 1 Johannes 2 sê, as jy my ken en jy hou nie my gebooie nie, is jy 'n leienaar. Vader Jahweh sê, al wat jy moet doen is ken hom net en wees lief vir hom en hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Vader Jahweh sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Skyn, covenant kind van Vader Jahweh, soos Moses geskyn het nadat hy die wet vir Israel gegee het. Jy wat wet ontvang, covenant kind van Abba Vader, mag Vader Jahweh jou ook so bedek, soos Moses bedek is. Mag jy so skyn vir donker wêreld buitekant. Vader, dankie dat vir hierdie blessing, en dankie vir hierdie seën, Abba, dankie vir hierdie shalom wat U ons mee gee. Moet ons is ontvang nou hierdie shalom wat Abba Vader Jahweh jou mee seën. Oralste waar jy gaan, jou in en jou uit. Dankie Abba Vader, ons ontvang dit alles deur die seën van Jahweh, ons koning, ons hoëpriester, Yeshua Mashiach se naam. Amen. Amen. Dankie. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.